If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down, and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us, click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born. Roan Jacobs het pas besluit om aan te sluit by die Sharks. Sy broer is reeds by die Bulle, Neil Jacobs, en hierdie twee manne het al diep spore getrap in Suid-Afrikaanse skole rugby. Nie net het hulle elkeen 'n pos aanvaar wat soortgelyk is nie, en vir die eerste keer eintlik met mekaar kompeteer waar hulle altyd spanmaats was nie. Maar verder is dit, het ons hierdie mense se harte gaan hoor. En ek dink Roan het 'n ongelooflike passie vir die ontwikkeling van rugby in Suid-Afrika en nog meer so vir elke liewe seun wat al ooit deur sy hande was as afrigter. Hy het hierdie voorreg om dit by die Sharks te gaan doen en ek kan julle waarborg, dit wat hy in hierdie episode vir julle gaan sê, is presies waar dit eintlik gaan. So gaan kyk gerus die episode op YouTube, moenie vergeet om te klik en subscribe nie, dis absoluut gratis. Volg ons asseblief op Facebook, Instagram en TikTok. Dankie vir almal van julle wat ons reeds volg. Julle maak hierdie vir ons moontlik en is vir ons net 'n voorreg. Ons sien julle volgende keer. Roan Jacobs, hierdie is vir my baie spesiale onderhoud want ek ken jou Neil nou al 'n rukkie en ek volg julle karrières eintlik al vir 'n rukkie en Alfies uit die aard van die saak is na ons hart omdat ons kinders daar is en so ons het baie naby aan julle beweeg en toe ek die rumors hoor, so 'n maand terug het ek gesê, wel, in skole rugby is daar nie regtig 'n progressie as jy klaar 'n direkteur is nie. Wat daarna? Ek meen as jy daar kom is dit daar. So maar ek geweet die sport is professioneel genoeg om ouens te identifiseer wat die next step kan vat in 'n professionele arm in. So in die eerste plek baie geluk met die aanstelling by die Sharks. Baie dankie. Ek dink is wel verdiend. Ek dink daar's 'n bitter mooi toekoms vir jou in dit en ek hoop jou en ons van Blindside sal wens jou obviously alle sukses toe met jou paadjie vorentoe. Ja, thanks Duis, ek waardeer dit en dankie dat jy my op het. Ja, so ek kan net ek so 'n bietjie humbled as ek die Engelse woord kan gebruik, gaan seker nou baie Engels praat daaronder, so ek sal maar begin die woorde optel. So ja, baie humbled en ek sien uit na die challenge wat voor lê. Is obviously 'n bietjie anderste as die skole game, die professionele game. So nee, ek sien baie uit en is 'n nuwe uitdaging vir my en ek sien scope om te groei in dit. Ek het nou obviously gesien wat Nila doen die afgelope 6 maande, so hy het so 6 maande op my. Maar ek is in 'n ernstige by om dit vinnig op te maak teenoor hom. So nee, ek sien uit en dankie vir die geleentheid om 'n bietjie met jou te kom chat. Ja, vir ons gaan dit nou oor ons lese gaan altyd wees inform, educate and excite, want as mense ingelig is, gaan hulle nie ek om nonsens praat oor, nou maar wat nou van Affies of wat nou van en nou is hulle weg en wat ouens, rugby is professioneel op skole vlak al nou. Die opportunities gaan kom en die narratief moet van so aard wees. Ouens, elke ou het ek wil amper sê 'n rakleeftyd voordat hy 'n skuif moet maak om homself relevant te hou. So ek is regtig opgewonde vir jou. Jy het vinnig nou geraam daar in die laaste 6 maande op, ja. So, en jy is in 2 fantastiese unies as dit kom by toekomsplanne en ek meen jy kan duidelik sien wat hulle besig is by die Sharks met die hoeveelheid goed wat hulle rondgeskuif het, 'n bietjie stafveranderings, JP wat in is by die URC. Jy kon duidelik sien daar's 'n winde van beweging daar en verandering wat dit mooi maak. So hoe die gesprek begin, waar het begin? Ek moet sê dit het eintlik net na Wildeklawer bietjie vlam gevat en toe het ek WhatsApp gekry van die CEO af. Sean Bryant, ook 'n ongelooflike mens. Ek het hom nou al ontmoet en bietjie gechat. En toe daarna het hulle my gesê oor hier's 'n geleentheid wat oopgaan en hulle voel ek sê ou vir die rol
sal ek kans sien daarvoor en toe 'n paar Zoom meetings so goed gehad en een Woensdag aand toe John my weer gebel en gesê hoor nee, die geleentheid is myne as ek dit wil hê en ja, en toe gaan dit van daar af. En jy weet ek moet sê ek het genoem ek was nogal humbled oor die geleentheid, maar ek was humbled oor die aggressie wat hulle gewys het om hierdie jy weet agter in die sak te sit en te kan laat gebeur. So ja, dit is maar hoe dit gebeur het. Obviously is nie iets wat jy beplan en verwag nie. Maar weer eens in dieselfde asem, jy weet nie of so 'n geleentheid weer oor jou pad gaan kom nie. Jy weet ek moeilike besluit natuurlik om te maak want jy werk by 'n plek wat nogal jou hart is. Ek sal nie sê na in jou hart is nie, want nogal jou hart is. So ja, en ek dink jy het mooi goed gebou en jy het goeie stelsels in plek gesit en jy het goeie seuns sien deurkom en daar's goeie seuns wat nog gaan deurkom. So om baie te sê vir dit nogal baie, maar ek dink jy het nou genoem die projek wat die Sharks mee besig is, het my nogal verbaas. Ek was nou nie, jy weet, voor al hierdie gesprekke goed was ek nou nie in team betrokke met al hulle skemer goed wat hulle doen nie, maar toe JP en Dave vir my verduidelik waarmee hulle besig is en wat hulle wil doen, toe is ek nogal excited om te sien, jy weet, waar hierdie kan gaan en ek voel ek kan nogal 'n bydrae lewer en ek is baie excited daaroor, ja. Die rol self, en ons gaan nou terugkom na Affies toe, want dit is vir my, dis belangrik wat jy daar gesê het, maar jou rol sal dit soortgelyk wees aan Neil wat uit die aard van die saak dan nou van junior level af reg deur tot by senior level kontrakteer? Ja, dit is presies dit. So ek sal natuurlik saam met die hoofcoaches van elke span sal ek naby beweeg om te hoor wat soek hulle en jy weet wat voel ons is die volgende pad vir die squad. Natuurlik begin dit bo by die URC, jy weet en JP en Dave sal rigting gee oor wat hulle voel die program nodig het en dan my rol is om te gaan talent identifiseer en dan jy weet daai kontraktering te doen volgens wat hulle dink en dan filter dit al die pad af tot by die 120 tot by Neil. So ja, ek is, soos ek sê, ek is excited oor die plan wat hulle het. Dis nie asof jy nou daar inkom en jy's 'n cowboy en jy gooi nou, jy weet, jy kan nou almal gooi nie. Daar's 'n plan agter alles en jy weet, ons gaan so werf en ons gaan so talent identifiseer ook. Ek dink ek stap in 'n goeie tyd in by die Sharks want ek dink hulle onder 16s gaan baie goed wees in die Grand Como en ek dink hulle akademieweek span is onder 17 en hulle het nou al 'n geruime tyd goed gedoen in die akademieweek. En dan dink ek hulle kruimweek span, jy weet, ek dink hulle lek ook hulle lippe af hierdie jaar se kruimweek. So ja, ek dink jy weet om ons te kan behou en hulle deur die stelsel te kry en dan bietjie by te voeg, jy weet met die top talent buite die provinsie. Ek dink is nogal 'n exciting prospect as ek weer eens die Engels kan gebruik om mee te werk, ja. Ja, en so ek wil Affies 'n bietjie komplimenteer, want mense het altyd gehoor van die seuns wat deur Affies kom en die talent en die ouetjies maak dit en whatever. Hier is Affies besig om nie net seuns maar ook hulle afrigters en personeel van so hard geleenthede te gee om hulle self regtig te gaan educate en beter te raak. En ek meen julle was bevoorreg, julle is deel van die SARU span ook gewees by die EPD ouens. Die talentidentivisering het al baie vroeg in julle loopbane begin. En wat 'n voorreg is dit nie eintlik seker vir Affies om te kan sê, weet wat, daar's twee manne wat baie prominente rolle by twee van die grootste unies in die land en dit is ook hierdeur over and above die feit dat julle old boys was. Julle is deur die mil, julle het afgerig daar en so ja, hats off vir Affies op dit ook. Ek dink dit is 'n baie goeie accolade. Nee, dankie Thys. Ja, nee, verseker. Ek dink Affies skep baie platform vir jou as 'n speler en ek dink as jy wil as 'n afrigter of as 'n hoof van rugby wat ek nou was, jy weet en ek dink binne die stelsel by die skool is al genoeg plek om jouself te kan uitleef in of dit nou afrigting is, so, jy weet en jy het nou genoem in die TID kant ook, jy weet betrokke by die bulle skole gewees, betrokke by SARU gewees, great opleiding gekry van ouens soos Nico Serfontein, jy weet wat al net toe ons op skool was hy die ou wat dit gedoen het vir die bulle, jy weet en er was altyd iemand na wie opgekyk het as 'n speler toe op skool was en nou jy weet toe ons nou in die coaching in begin het en om toe saam met hom te kan werk en jy weet leiding te kry van so ek mentorskap gekry het van hom in hierdie rol was nogal vir ons dit was special jy weet en om dit te kan doen en dan Affies toe te vat en dan daardeur te gaan en jy weet om soos jy te sê as oud Affies en oud Affie coaches om in daai spasie nou te wees ek dink is 'n goeie getuigskrif vir die skool ja verseker. Absoluut. So kom ons praat gou vinnig oor Kruiwenweke, want dis nogal vir my belangrik om dit aan te raak. Ek was in die laaste 2-3 jaar by Grand Comos en by Kruiwenweke en ons het vanoggend die gesprek gehad, ek en Johnny, sommer in ons episode oor Monas.
Ek dink is tyd dat ons mekaar sê dat nie altyd al die beste spelers is by 'n Kruiwenweek. En die rede hoekom ek dit sê is en ek is eintlik jammer dat ek dit nog moet sê, daar's net dood eenvoudig te veel politieke agendas nog steeds betrokke by provinsiale spanne op skole vlak. Ons sit met die mees wonderlikste talent, maak nie saak wat die kleur, geur ensovoorts is nie. Pink, wit, bruin, rooi. Ons het fenominale rugby spelers in hierdie land. En ons wil nie meer praat van daai bruin speler of hierdie wit speler of daai groen speler. Regtig waar ek dink ons moet aanbeweeg van dit af. En die stelling wat ek eintlik wil maak is, dink jy nie rugby moet, as hulle dan nou op daai rigting wil kyk, is eintlik maar 'n demografiese ding. Ek meen, uit die aard van die saak is al 1000 spelers in die Kaap, wat ons wens ons eerder vir die Bulle gehad het. Want talent is ongekend baie daar. Ja. Of dit nou die Boland of die WP is, selfs grens, jy weet, as jy kyk na grense oudjies, demographically is daar sekere kleurspelers, noem dit dan maar dit, wat in oorvloed daar is met fenominale talent. En dalk by die Bulle nie, dalk by die Lions nie. So, nou begin goed gebeur waar kinders na skole te moet skuif, uit daai streke uit, om nie net 'n geleentheid hier te kry nie, maar dan ook te kan provinsiaal speel, want die Bulle en die Lions en al die manne weet, daar's 'n sekere nommer ouetjies wat gekies moet word. En jy hoef nie jou opinie te lewer daaroor as jy nie wil nie, maar ek dink net, Roan, is ons nie verby dit nie. Ek meen, daar's goud in hierdie skool, in hierdie land as dit kom by rugby. Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek dink daar's baie talent. Ongelukkig, met die reëls wat dit is wat dit is. Ons kan ons eie episode doen oor so gesprek en ons kan meer mense betrek en elke ou sal sy opinie hê. Maar ek dink weer eens, dis waar unie soos die Sharks en die Bulle, jy weet, dis belangrik om al jou huiswerk te doen rondom die talent wat deurkom, sodat jy kan nie net meer by 'n Kruiwenweek gaan sit nie. Jy moet ongelukkig weet voor die tyd, hoorie, maar daar seker ons wat ongelukkig gaan uitmis as gevolg van redes, daar kan ons klomp redes of vorm of beserings of jy weet, daar's reëls rondom seleksie is, wat ook al dit is. Maar ek dink dis waar jy weet, ouens soos ek en heel dalk, jy weet, ons is lief voor om al, jy weet, daai shots te call al voor Kruiwenweek, verstaan jy? So en ek dink dit is een van die redes hoekom ek werk gekry het wat ek gekry het, om daai te kan optel, en ek dink daar's meer mense daar buite wat dit doen, en as daar nie is daar meer mense wat dit moet doen. Want ek dink toernooi soos Noord-Suid wat jy weet wat Blindside by was, ek dink dit was 'n spesiale ding en daar was soveel geleentheid vir ouens. Julle was by Wilde Klawer ook en daar het ons ook klomp talent gesien, en ek dink teen einde Wilde Klawer kan jy al sien, hoorie, maar jy weet wie's wie en wie gaan moontlik jy weet provinsiaal kan speel of selfs nasionaal kan speel. Maar ja, ek dink dis waar die rol van die unies nogal belangrik is, sodat daai ouens nou nie deur die krake val nie. En selfs 'n stap verder te gaan, dalk kan elke ou nie by unie uitkom nie, maar jy weet, jy het 'n koneksie met jou Varsity Kapspan, met die universiteit, met jou klapspan in jou area om te kan sê, hoorie, maar hierdie ou is goed, hy kort net dalk 2 of 3 nog meer geleenthede of 2 of 3 jy weet, jare se ontwikkeling en dan is hy die reël deel. So ek dink dis waar die rol van die unie nogal belangrik is as die liggaams, jy weet, SARU nou sekere reëls het wat hulle moet nakom en ons almal verstaan dit. Jy weet, moet die unie sterker wees in dit, Ja. En 100% reg, en dit is dalk die oplossing, dat die unie sal sterker is in daai. Iets wat my regtig opgewonde maak is en ek wil my hoed afhaal vir jou en vir Neil wat dit aan betref. Julle het fenominale verhoudinge met skole afrigters. En dit kom met tyd. Ek meen, dit is nie iets wat julle oor in 'n jaar gebou het nie. Julle is vir baie lank in die skoolstelsel en julle het regtig, as mens by ander skole van julle praat, is dit altyd goeie goed wat jy hoor. Dood eenvoudig vir wie julle is. Julle hou van verhouding bou, julle hou daarvan om mense saam te trek. En die vraag is eintlik, gaan dit in jou, of beoog jy dit om in daai hoedanigheid met ouens te kan gesels en sê, weet wat, jy sit met 'n 111 kg vleuel wat in die vleuelspasie van seleksie nie noodwendig gaan wees waar hy moet wees nie en die blootstelling kry nie. Wil julle dalk oorweeg om hom op 'n ander posisie te speel ensovoorts en te help met daai ontwikkeling? Is dit iets wat jy
noem dit nou maar die vryheid het as gevolg van die verhouding om by skole te sê? Ja, ek dink so. Ek moet my hoed afhaal van Neil in die afgelope 6 maande nou, jy weet waar hy advies gelewer het, nie net vir my nie, maar jy weet klomp skole in Pretoria, so ek hoop om my verhoudings wat jy sê wat ek het verder te vat by die Sharks. Jy weet ek ken daarom van Michael al die pad regdeur tot by Northwood. Jy weet ken ek daarom almal daar wat afrig, almal wat goeie programme het. So ek as hulle voel my insette kan help, en natuurlik ietsie wat ek sien en ek kan aanspreek sal ek graag wil. Natuurlik hang dit af of jy ou dit wil hoor. Ja, natuurlik. Weet hoe ou se hart is en miskien nou elke ou nie van my nie. Dis ook fyn. En hy wil dit nie hoor nie. Maar ja, ek voel in my rol sal ek daai geleentheid kan kry en ja, ek sal my sê kan sê en jy weet of ou dit aanvaar of nie. Ek meen dit is op jou sy ding en dan natuurlik ek dink as jy 'n gesprek kan hê oor so 'n besluit en hoe 'n kind se toekoms sou lyk. Verstaan jy? Ek en jy het nou afkamera gepraat van 'n paar voorbeelde wat ek en Neil al gehad het in die verlede. Jy weet ouens wat nou URC speel. Ja. Jy weet in Springbok gespeel. So jy weet en dit is dis nice. Ek dink as jy in geheel die plan kan verduidelik rondom hoekom jy so voel, dink ek en jy het jou kaarte agter mekaar, dink ek. Ja, ek dink dit maak baie sin en ja, ek dink is 'n spasie waarna ek graag wil intrap, ja. En ek dink dis wat as ek die Engelse woord ook kan gebruik, dis waar job satisfaction inkom. As jy daai call maak, en jy weet, baie keer is dit risiko, maar jy het genoeg kennis om so 'n call te maak, en ek meen, ons het gepraat van Mchunu wat vir die Stormers speel, jy het nog 'n naam genoem. Dis ouetjie wat 'n losvoorspeler was, en voor hy geskuif het, en daar sy in 'n groen en goud trui. Jy weet, ek voel, en dis reg wat jy sê, ou die voorreg om te luister of nie te luister, en te doen of nie te doen nie. Ek wil nogal skole encourage, jy weet, om nader aan unies te beweeg, wat dit dan betref. En nader aan ouens te beweeg wat die toekoms van die kind insien. Want as jy by 'n skool is jy eintlik maar 'n pedagoog. Maak nie saak of jy 'n onderwyser is of nie. Jy bly daar, jy's eerstens daar om 'n kind se karakter, die volheid van daai seun te ontwikkel. En ek dink, jy weet, sodra dit oor jouself begin gaan, moet jy dit liewer los, want dan maak jy skade. So ja, ons sê nog altyd by Blindside, dis my wonderlik dat, en veral by die Sharks, ons weet, hulle doen dit, nie hulle maak hulle deure oop, jy weet, hy, Koenraad, hulle almal sê, manne, as julle wil kom oefeninge bywoon, as julle wil, selfs JP hulle doen dit, jy weet, daar sit baie keer skole coaches daar, en ek dink dis 'n wonderlike ding, ek sien dit ongelukkig te min hier. Daar is ouens soos julle en 'n paar ander ouens wat gaan kers opsteek by die ouens, want dis hoe jy groei en dis hoe jy beter raak. Niemand weet alles van rugby nie, dink ek. Nee. En solank hy aanhou groei. Daar's vir my een wonderlike ding wat hier uit kan kom is uit die aard van die saak, julle ken die spelers baie goed, julle ken die skole baie goed ensovoorts. Daai rol wat jy het om, ek wil amper sê 'n speler aan 'n unie te gaan verkoop wat jou eie unie is dit maar gesprekke wat jy vooraf sal weet wat 'n profiel gesoek word en dan gaan soek, of het jy dan uit die aard van die saak ook die geleentheid om vir hulle te sê, manne, ek weet ons is nie noodwendig nou op soek na daai profiel nie, maar het julle hierdie man al gesien speel? Ja, kyk, nee, ek dink die eerste prys is jy het 'n profiel en jy weet waarna jy soek, maar ek dink uit die aard van die saak is ons baie keer special ouens wat nie daai profiel match nie, wat net special is en hulle eie kapasiteit, en ek vat kan Jason Colby vat, ek dink ons gebruik hom baie so voorbeeld, maar jy weet, dis net 'n special ou wat jy kry hom op die boeke so gou as wat jy kan. Jy weet, so nee, ek dink eerste prys is maar altyd, jy wil volgens jou, jy weet wat jy weet in my geval die Sharks se profiel is oor elke speler, en jy weet, dit kan verskil. Dis die Sharks het hulle eie ding, die Lions het hulle eie ding, en die Bulls het hulle eie ding. So dit bly eerste prys, maar ek dink jy kry daai special spelers wat jy weet buite daai lyne inkleer, as ek so kan sê, wat jy net sê oor ek weet hy's dalk nie 2 meter lank nie, maar hierdie mannetjie kan jol en ons moet kyk na hom en kom ons vat 'n kans op jou en dan partykeer kom hy deur. En partykeer is dit een van daai ouens wat net, jy weet, hy wil net jol nog Currie Cup, hy wen dalk die Currie Cup en hy gaan swat en hy gaan word 'n dokter of elektriesien of wat ook al. Ja, verstaan, so ja, nee, definitief. Ek dink ons scope vir dit. Ek dink jy is maar net soos jy sê, om jy kennis te hê en dan om te weet wie daai ou is. Jy weet hoe pas hy in jou game model en jy weet en obviously soos jy sê in daai profiel. Jy weet, dan kan die coaches met so werk.
maar daar's altyd scope vir sulke special spelers, jy weet. Ja, Dis ja. mos maar hoekom ons die game love, want jy weet nooit regtig waar daar gaan uitspring nie. Nee. Seker. En jy het nou gepraat van julle en ek weet Neil en Koenraad is ook baie gefokus daarop. Die Sharks hou daarvan om hulle homegrown mannetjies te back. En ek love daai idee, want uit die aard van die saak, daai ouetjie vandat hy so groot is, draai 'n Sharks trui om by die stadion te gaan rugby kyk. So dis klaar half van die bloed en die DNA. Maar uit die aard van die saak gaan julle buite dit ook moet kyk, want ek meen daar is talent oral. 'n Ding wat ek en Johnny nogal agterkom, en is seker nou maar wat ons noem dit dan maar as gevolg van ons begroting, waar sekere skole meer uitkom as ander, maar wat ons agterkom is dat die platteland is partykeer so bietjie oorgesien in terme van blootstelling, in terme van samestelling van groepe ensovoorts, en ek laat my nie vertel, daar loop nie nog 'n Eben Etzebeth of 'n Siya Kolisi of 'n Jason Colby, dalk in Katoo of Uppington of waar ook al rond nie, wat hy net dood eenvoudig nie van weet nie. Hy speel ook net teen 'n skool wat baie sterk is nie, hy is by sy local skool. Is julle rol ook dan om vir daai tipe ouetjies te gaan soek, of het julle oor op die grond wat maar daai goed dophou? Ja, kyk, die voordeel met die SARU goed is, ons begin al onder 15, begin ons by die Kawe week en die winter en die summer games. Dis reg. So, dis nou 'n kleiner skool, so die skool mag nie meer as 4 spanne in die skool hê nie. Anders te kwalifiseer en nie vir daai spots nie. So jy weet ons oë gaan al vroeg na dit toe. So jy tel gewoonlik 'n jong ouetjie nogal op. Jy weet, en weer eens ek 'n paar voorbeelde gebruik. Ek wil nou nie name noem nie, maar ouens wat deurkom en dan jy weet jy al kry ek speel vir groter unies. Ja, so ons het weer eens ons daai blootstelling geniet, en jy weet baie van daai ouetjies het hierdie jaar teen my gespeel. Die ouens wat ek onder 15 gesien het, en hulle tel, en dan jy weet dan kry ek 'n oproep van hoor jy het nou jouself hier ingedoen, want hierdie ou gaan nou die game wen teen jou. Sê ek maar dis great, dis net great om ouens te sien en te ontwikkel. So daar is van daai ouens, en dan ek dink jy gaan 'n paar ouens sien by Grant Coma al hierdie jaar. Ja. So jy sal ouens optel uit die OP uit en uit Pumas uit Noordwes. Daar's baie goeie rugby spelers. En uit die aard van die saak, jy het gepraat nou van jy weet daar's ongelukkige samestelling wat moet gaan by Krimweek. So daar's ouens wat hierdie krake val wat by die akademie week ook speel. Natuurlik. So ek dink dit is waar jou ou se fokus moet wees. So weer eens die netwerk wat 'n ou bou is nie net me myself en I nie. Ek dink jy het gesê dis nie jou ego wat hierdie ding dryf nie. Ek meen jy werk vir 'n instansie baie groter as jouself, en jy het 'n netwerk wat jy in trust, en saam met my is daar 'n klomp ander ouens wat se oë ook nogal goed is. Jy weet, jy praat nou van Koenraad, jy praat van 'n Neil Pel, praat van JP Peterson en Joey Mngalo. Ek meen dis ouens wat rugby ken. Jy weet, so jy gaan leen op baie ouens om sekere ouens op te tel. So daai geleentheid vir daai ouetjie bly daar. Ek weet al word baie gesê hoorie, maar as jy nie daai nou skuif nou groot skool toe, dan word hy nie raak gesien nie. Ek nie altyd seker van daai stelling nie. Ek dink die netwerke by die verskillende unies is so sterk dat jy so ou nader trek. En jy kan 'n geleentheid bou vir so ouetjie, Ja, jy hoor van hom en die weer eens hy kry die geleentheid om raak gesien te word. Roan, dit was 'n regte voorreg om jou te chat. Ek dink ons gaan dit baie meer begin doen. Ek dink dit is belangriker wat ouers op skole vlak, want dis maar ons grootste diens is aan skole. Maar ek dink dit is belangrik dat ouers regtig besef wat is daai next step? En hoe lyk daai next step? En hoe lyk die next step se besluitneming? Ons sien dit baie waar en ek meen niks teen agente nie, hulle het hulle plekkie onder die son. Maar dis belangriker daai ouens die waarheid praat. En die realiteit vir 'n ouer verduidelik. Ek sê daar's maar niks slegter as 'n afrigter wat vir 'n seun jok oor sy abilities nie. En ongelukkig geld selfde vir agente. Ek dink nie hulle moet jok nie. Want almal het die droom en mense wil nie die droom breek nie. Maar daar's realiteit ook. So ons gaan nog baie veel kom kuier, want hulle is groot maats van ons en ek wil vir jou sê baie sterkte, Roan. Ek dink dit is 'n massive voorreg om julle te ken, vir jou en vir Neil. Julle gaan nog verskriklike diep spore in hierdie land trap in terme van rugby en ek wens dit regtig vir julle. Ons van Blindside het 'n droom met vir julle, want ek dink julle verdien dit, julle hart is op die regte plek. Thanks. En mag elke seun wat onder julle hande deurkom net suksesvol wees. Thanks. Nee, ek waardeer dit en dankie vir die geleentheid om bietjie met jou te chat. Ek waardeer dit baie. Fantastic. Dankie, Roan. Thanks. If rugby is in your veins, this is where you need to be. We don't just talk rugby, we live it, break it down,
and we celebrate it. And we bring you right onto the field. Join us. Click and subscribe. You don't want to miss a second of this. Blindside, where future stars are born.